Julle kan sommer bly staan, hier waar ons staan. Ons sê elke Sondag ons geloofsbelijdenis. Dis ook een van die maniere waar ons vir mekaar sê, ons glo in dieselfde ding en ons is een gemeenskap. So kom ons sê saam hardop vanoggend ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. As julle kan maar weer sit, julle kan sonnaskoolklassie stadig en rustig toe gaan. Dis julle laaste enetjie vir die kwartaal, nê? Oh. Goed, u kry geleentheid om die Here met die offergawes te dien, of as u daarvoor alreeds ingegee het, dink vir 'n oomblik na, waarvoor kan jy dankbaar wees, ook vir die Here vir jou gee. Ons gaan nou weer 'n lied saam sing, ook om onsself in te stel waar ons die woord van God gaan lees en gaan saam luister wat die Here ook wil hê ons vandag moet hoor. So kom ons staan en dan sing ons saam. Something
Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Korintiërs 12, as julle so lank daar wil oopmaak. In Korintiërs 12 en ons gaan lees vanaf vers 12. Terwyl ons dan nou so sit met die Bybels oop voor ons, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons het vanoggend hier bymekaar gekom. Mense met verskillende gawes, verskillende stories, maar een in U Gees, een in Christus. Here, as ons nou saam met U woord lees, maak ons harte oop om te hoor wat U vir ons wil sê. Laat U woord lewendig word in ons gedagtes en laat U Gees ons leer wat dit werklik beteken. Wat dit beteken om een in liggaam en een in gees te wees. Om saam te werk, saam te lei, saam te dien, sodat U naam verheerlik kan word. Spreek, Here, ons is hier om te luister. Amen. Kom ons gaan lees daar saam met 1 Korintiërs 12. Ons gaan lees vanaf vers 12. En die opskrif daar is, een liggaam met baie lede. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die een rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawe om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. Tot sover.
Hulle vertel dat daar 'n orkes was, 'n simfonieorkes wat baie hard geoefen het en hulle het baie goed voorberei, maar toe hulle op die aand bymekaar kom, toe besluit elkeen maar om sy eie ding te doen. Die viole ignoreer die tempo, die tromme speel hulle eie ritme en die fluit besluit dis haar aand om te skitter en sy blaas haar fluit so hard as wat sy kan in die ritme wat sy kan, soveel as wat sy kan. En natuurlik breek absolute chaos uit. En die gehoor wat voor hulle sit, staar verward, want wat nou mooi en harmonie moes gewees het, is nou eintlik een warboel van klanke, en niemand kan lekker uitmaak wat is hulle veronderstel om eintlik te speel nie. Ongelukkig is dit baie keer ook so in die kerk, in die geloofsgemeenskappe. Almal is besig met hulle eie ding, dat hulle so eintlik uit mekaar uitleef, dat dit ook maar in chaos ontaard, as 'n gemeenskap van gelowiges. Ons teks ken die stryd wat gemeentes het om lig te wees, om Christus eintlik prakties te volg. Hier is nie sprake van die wegsteek van probleme of die stryd nie. Ons teks pleister nie maar net mooi oor die gedagtes van gemeente wat nie altyd so lekker oor die weg kom nie. Daar's 'n teoloog, Mark Powell, en hy het begin in sy inleiding met hierdie vraag. Hy het gesê, denominational politics, doctrinal disputes, liturgical preferences, why can't Christians just learn to get along? Ek gaan dit weer vir ons sê, denominational politics, doctrinal disputes, liturgical preferences, why can't Christians just learn to get along? Volgens hom toon die brief wat ons tans in die Nuwe Testament as 1 Korintiërs het, as 'n kerkkonflik. Kerkkonflik wat duidelik nie iets niets is nie. Ten spyte van sommige individuele gedeeltes wat ons lees oor die liefde en al die mooi goeders, meen Paul dat hierdie brief in sy gedeelte eintlik geskryf word aan that church with the problems. That church with the problems. Hy sê ook eksplisiet, is hierdie eintlik gerig aan gelowige babaatjies, wat nog nie reg is om alles te aanvaar en te doen soos Christus sê nie, maar baie belangrik is dat ons geroep is om almal in ons afgesonderde wese te behoort aan een liggaam. En daarom het Paulus hierdie hoë verwagting, daarom verwag Paulus dat dit wat hy nou sê vir hulle gaan eintlik help om beter oor die weg te kom. Dit wat hy nou sê is om juist dat julle anders is, maar julle is een in gees. Wanneer ons praat oor die lewe in die lig, help dit om eerlik te wees, dat ons almal gebreke het. Ons almal het tekortkome, niemand van ons is perfek nie, ons almal maak foute, en ons hoef nou nie regtig mooi grimering op te sit, laat dit goed lyk van buite af nie. Ons almal maak foute. Een van die kerntemas wat Paulus hier in hierdie gedeelte aanhaal is die gawes. Hy praat reguit oor die verskillende gawes wat daar is. En tipies wat beoefen moet word in 'n kerk wat bymekaar kom. Gawes wat elkeen voor gekry het, en hy lys 'n hele klomp gawes in die vorige gedeelte en hoe om dit uit te leef. En hy wil graag vir hulle sê dat julle nie dit kry vir sommer net nie, maar julle dit eintlik kry om dit te gaan uitleef. Dis soos daai peanut butter broodjie wat ons wou gemaak het. Op die ou ende is die broodjie alleen maar net 'n broodjie alleen. Die mes kan ook maar net sny wat ook al hy het, en die peanut butter kan nie net uit die pot uit spring bo op die broodjie nie. En hy het hande nodig om dit aan mekaar te sit. So elkeen het 'n gawe gekry in die geloofsgemeenskap, en om dit uit te leef is wat Paulus nou eintlik van hulle vra en van ons vanoggend vra. In ons teks word die gesprek oor verdeeldheid en verskeidenheid aangevoer vanuit ons eenheid in Christus, en sê weer vir ons is die liggaam van Christus. Hoekom? Omdat ons gedoop is in die Gees. Ons is nou net Pinkster deur en ons het gevoel en ervaar hoe die Gees binne ons is. Nou wat maak ons nou daarmee? Ons is in die tyd van koninkrykstyd, en is nou juis hier waar ons geleer word om aan te hou leef, om die koninkryk verder uit te bou. Dis nie veronderstel om net te bly hier binne die mure op 'n Sondagoggend nie. Wat beteken dit om in Christus te wees?
Die plantewêreld praat natuurlik van die inenting en baie van julle sal dit goed verstaan en dit bly 'n toepaslike beeld waar jy afgesny word van jou ou lewe en ingeënt word in Christus. En dan groei, nuwe vrug dra, anders lewe. Om in Christus te wees het eintlik hierdie individuele dimensie weggeneem want jy's deel van ander. Wanneer jy in Christus is jy deel van ander mense en dit beteken nie jy gaan almal dieselfde wees nie. Gaan kyk na enige boom, gaan kyk na enige takke wat jy sien, druiwe, nie een van die takke of lote en alles is presies dieselfde nie. En dit moet ook so wees, want ons is in Christus. Hy sê, net soos die liggaam een is en baie lede het, so is dit ook met Christus. Paulus gebruik hier 'n eenvoudige, maar 'n kragtige beeld, die menslike liggaam. Dis een liggaam, maar 'n klomp verskillende dele. Jou hand is nie jou oog nie, jou oog is nie jou hand nie, jou voet is nie jou oor nie. Ons kan hierdie hele ding baie lank uittrek as ons regtig graag wil. Maar saam vorm dit een liggaam. Saam is ons almal verskillende lede met verskillende gawes, met verskillende dinge, soos hierdie kindertjies hier voor gesit het, almal met hulle talente en gawes anders is, soos elkeen van ons. Party van ons kan maklik voor mense praat. Ander hou daarvan om stil iewers te bid. Party van ons hou van blomme rangskik. Ander van goed mooi maak, sonnaskool gee, ons kan dit opnoem. Maar enigste manier hoe 'n gemeenskap van gelowiges as een liggaam regtig kan funksioneer, is as ons almal saamwerk en daai gawes bring. Daar was 'n tannie in my ou gemeente en sy was baie oud gewees. Haar gawe was gebed. Sy het nie voorgestaan nie, sy was nie die prentjie wat jy sien nie, maar sy het elke Sondagoggend vroeër kerk toe gekom, in die gebedskamer gaan bid, vir die dominee, vir die familie, vir almal wat kerk toe kom, vir die kindertjies, en dan sy kerk toe gekom, en as die kerk klaar is, het sy weer gaan bid oor dit wat sy gehoor het. Daardie tannie Anna was haar naam gewees, was vir ons hierdie steenpilaar. As jy voel jy kan nie meer nie en alles is verby, dan bel jy vir tannie Anna en sê, tannie, joh, die lewe slaan hard, ek weet nie meer nie. En jy kan verseker wees, die oomblik as jy daai foon neersit, bid sy vir jou. Sy het eintlik al klaar begin terwyl jy met haar gepraat het. Dit maak haar nie 'n mindere persoon omdat sy nie voorstaan nie. Dit maak haar nog groter eintlik omdat sy altyd bereid is om te luister, te doen die gawe wat God haar gegee het om te bid. Telke male dan sal sy sommer net in jou hand 'n briefie stop en vir jou sê waarvoor sy die week vir jou gebid het sonder dat jy dit vir haar gesê het. En jy het net geweet, sy het geweet, want God het dit vir haar gegee. Paulus dink aan 'n Christus liggaam, 'n liggaam wat aan die kruis gesterf het, waarin ons almal deel is. Paulus neem hierdie gedagte verder en hy sê, die kerk is die Christus liggaam. En met hierdie beeld wil hy juis hierdie eenheid en verskeidenheid vir ons gee. Ek het 'n vriendin wat altyd vir my sê, "Sjoe, as ons almal dieselfde moes gewees het en dieselfde boksie gepas het, hoe vervelig sou die lewe nie gewees het nie." Ons is anders, maar ons is een. Vir Paulus deurbreek die liggaam van Christus hierdie individualisme. Christus het mens vanuit enige agtergrond bymekaar gebring as 'n eenheid. Stefan Joubert skryf dit so mooi, hy sê, verskeidenheid en andersoortigheid staan altyd in diens van die oorkoepelende en samebindende eenheid van die kerk. Elke gelowige is 'n unieke, maar onmisbare en lewensnoodsaaklike deel van hierdie een liggaam van Christus. Daarom moet alle individue met hulle eie soortige gawes, wat deur die Gees aan elkeen uitgedeel word, soos wat hy wil, altyd die voordeel van die groter liggaam soek. Dan word Christus geëer en die liggaam reg opgebou. En eenheid bly die hoofopskrif van die kerk. Kerke is daar om Christus te verheerlik, om te dien, om uit te bou, om die koninkryk van God groter en groter te help uitbou, sodat mense kan hoor van Christus en wat hy vir ons gedoen het. Iets wat ons in die liggaam van Christus altyd moet ook onthou, is dat ons een liggaam is met baie lede,
maar niemand is onbelangrik nie. Omdat ek bo kan staan en praat, maak dit nie my die belangrikste nie. Dit maak my deel van die liggaam. Ons is elkeen deel van hierdie liggaam wat ons saam opbou, sodat hierdie kerk kan voortleef. Party mense dink hulle is nie regtig belangrik nie, want ons kan hulle nie sien nie. Hulle is besig om tee te skink of iets, maar die oomblik daarvan is, hulle is besig met iets in die kerk. Onmisbaar. Daar's 'n storie wat vertel word van 'n ou oom, wat elke dag die kerk se sypaadjie skoon gevee het. En toe hy eendag siek word, was die kerk se ingang vol blare en vullis. Natuurlik het die mense begin kla, want ons oral is vullis en gemors, hulle kan nie loop nie. En in daardie oomblik besef hulle daardie oom, wat elke Sondag met sy besem daar staan, het 'n groot verskil gemaak. Hy was dalk die voet, dalk 'n toon, maar hy het gehelp sodat hierdie liggaam kan loop en funksioneer. Daar's 'n verskeidenheid in 'n kerk. In ons teks dien die verskeidenheid in die liggaam van Christus ons as 'n eenheid in Christus. Elkeen het sy gawes ontvang, maar ons moet dit gebruik. Ons moet dien om funksionerend te wees. Ons het verskillende take en rolle. Hy praat van die apostels en die profete en die leraars om 3 te noem, maar die eenheid is wat 'n kerk gesond maak, 'n liggaam van Christus wat in eenheid saamwerk. Stefan Joubert vat ons teks saam onder die opskrif. Hy sê, prioritiseer die gawes op die regte manier. Gaan dit weer sê, prioritiseer die gawes op die regte manier. Hierdie teks lê dalk klem op die 3 rolle, naamlik die apostels, die profete en die leraars, en hy noem dit pertinent, maar Paulus praat altyd oral van al die gawes wat ons ontvang van die Gees. Alle gelowiges met hulle gawes wat hulle van die Here ontvang het, is belangrik. Belangrik om hier te wees, deel te wees, te dien en saam te werk. Wat elkeen se gawe of sy taak of sy rol ook al is, ons is almal deel van een liggaam. En of ons dit wil erken of nie, ons is afhanklik van mekaar. Die oog het die hand nodig en die voet het die oor nodig en ons kan so aanhou daarmee. Selfs die swakker en minder aansoenlike dele, soos hy van praat, het ons nodig in die liggaam van Christus. Selfs die dele wat ons baie keer dink is onbelangrik. Ons het elkeen hierdie fisiese liggaam. As daar byvoorbeeld 'n doring in jou vinger is, gaan jy nie jou hele vinger afsny nie. Jy gaan die doring probeer uithaal en help om die vinger gesond te maak. En dit is hoe ons moet leef. So sê Paulus vir die Korintiërs, ons is almal gedoop tot een liggaam, Christus se liggaam, die kerk. Ons is almal deel van mekaar. Daarom laat ons dit nie oor ander Christene, laat ons nie heers oor ander nie, maar dat ons almal die geleentheid gee om sy gawes uit te leef. God het hierdie liggaam van ons saamgestel. En in hierdie liggaam wil hy nie verdeeldheid hê nie. Hy wil hê ons moet almal lede wees wat saamwerk. God het ons liggaam so ontwerp en ons is gemaak om daar te wees vir mekaar. As een lei, lei almal. As een eer ontvang, juig almal saam. Ons is nie net 'n klomp los mense wat toevallig hier saam is nie. Ons is 'n klomp mense saamgevoeg om saam te werk, sodat ons die hartseer daar kan wees vir mekaar. Sodat ons die opwinding saam met mekaar kan deel, sodat ons werklik 'n familie van Christus is, wat saam met mekaar die pad stap. Of dit maklik is, of dit moeilik is, of hoe dit ook al is. Saam met mekaar. Daar's 'n storie van 'n vrou, 'n skropvrou, soos hulle noem, 'n scrub nurse, en hulle het, sy vertel, toe sy fliek toe gegaan het, sien sy iemand wat sing, en sy dink by haarself, joh, as ek maar nou net 'n mooi stem gehad het. En die volgende oomblik sien sy die beeldskoon aktrise, en sy sê vir haarself, joh, as ek maar net so mooi kon gelyk het. En toe gee iemand vir haar 'n kopie van 'n boek wat sê The Magic of Believing. En toe nadat sy hierdie boek gelees het, het sy opgehou vir haarself te wens sy kan soos ander wees. Sy het begin fokus op dit waarin sy goed is. Sy begin te dink en sy onthou op hoërskole die mense altyd vir haar gesê sy's regtig snaaks.
En sy besluit toe, sy gaan dit as haar bate neem, as haar gawe neem, en sy gaan begin grappies vertel vir 'n lewe. 'n Paar jaar later, van die ouer mense mag dalk die naam ken, het Phyllis Diller meer as R1 miljoen bymekaar gemaak. Sy was nie die mooiste nie, sy kon nie sing noodwendig nie, maar sy kon iets vertel dat mense regtig so kon lag. Sy het 'n manier gehad om mense in te trek en hulle lewens te verryk deur hulle te laat lag. En dit wat sy gedoen het. Dit is nie maklik nie. Dis nie vir ons maklik om altyd te vind wat is ons gawe nie. Partykeer verander dit. Ek moet dit ook net bysê, in jou jonger dae kon jy dalk lekker atletiek gehardloop het en nou is jy 'n bietjie stadiger, maar daar's altyd iets wat die Here vir jou gee om te gaan uitleef in die gemeenskap. Hulle het George Bernard Shaw gevra. Hy het gesê, "Joh, maar jy het hierdie wonderlike gawe van redevoering," en hulle vra vir hom, "Hoe het jy dit reg gekry?" En sy antwoord was, "Ek het geleer praat soos 'n mens leer ijskaats of fietsry. Eers gesukkel, soms 'n gek gemaak van myself, maar toe ek dit regtig goed kon doen, kan almal hoor en verstaan." So dit is nie altyd maklik nie, maar ons moet dit gaan soek en dit uitleef daar waar ons is. So Paulus sê, waardeer jou gawes. Jy gaan nie soos iemand anders wees nie, maar ek het dit vir jou gegee, die Gees het dit vir jou gegee, sodat jy dit kan gaan uitleef, daar waar jy is. Gebruik jou gawes. Ons moet streef daarna, om hierdie gawes te ontdek en uit te leef. Hier is die wonderlike, ekskuus, hy wil nou nie deurgaan nie, quote wat daar staan, "What we are is God's gift to us, and what we become is our gift to God." Ek gaan dit herhaal. What we are is God's gift to us, and what we become is our gift to God. Paulus sê, ons is nie net deel van die liggaam nie, ons is die liggaam van Christus op aarde. Hy gee ons gawes, gaan bou dit uit, gaan wees diensbaar. Leef in jou gemeente, jou gemeenskap, en gaan wys die liefde. Gemeente wees is belangrik, ons het vir mekaar al telke male vanoggend gesê, maar ons is 'n eenheid in Christus en dit beteken, daar in my omgewing waar ek is, moet ek Christus gaan uitleef. Paulus hierna weet ons praat van die liefde, en is omrede dat hy dit so sê. Gaan leef die liefde uit daar waar jy is, gaan wees liefdevol, leef jou gawes uit, gaan dien ander in jou gemeenskap. Word die geskenk. Ons almal ken 'n legkaart. Ons almal bou legkaarte. Ek weet nie of dit julle ook so frustreerd as jy die hele legkaart reg het en ons 1 of 2 stukkies weg nie. Daai legkaart is nooit reg nie. Jy kan hom nie voltooi nie. Dit voel vir my jy kan hom net maar weggooi want hy gaan net nooit reg wees nie. Dis die gemeenskap van gelowiges. Ons almal is hierdie puzzelstukkie wat hier in moet pas om die liggaam van Christus te laat werk. Jou plek in die liggaam van Christus is soos daardie legkaartstukkie. Jy is uniek gemaak. Jy is gemaak om in te pas. En sonder jou is die prent nie heel nie. Amen. Ek gaan vir julle 'n oomblik gee daar waar julle sit. Praat met die Here wat jy dalk vanoggend by hom gehoor het. En dan sal ek daarna vir ons afsluit met gebed. Here ons God, U het ons vanoggend kom herinner dat ons nie alleen staan nie. Dat U ons deel gemaak het van iets groter. Die liggaam van Christus. Here, dankie vir die gawes wat U in ons gee. Die verskille wat U gebruik.
en die eenheid wat U moontlik maak deur die Gees. Help ons om mekaar te waardeer, mekaar se laste te dra en met nederigheid en liefde te dien, waar U ons plaas. Mag ons as U liggaam in hierdie wêreld leef soos U Seun geleef het, met oop harte, oop hande en 'n lewe vol genade. Here, help ons om hier uit te gaan en werklik te leef met die gawes wat U vir ons gegee het. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing, maar net voor ons dit doen wil ek net herinner, julle het baie van julle toe julle ingestap het, die pragtige quilt gesien wat daar voor lê. Daar is 'n lys daarso, dis vir loetjies, R20 'n kaartjie. Skryf jou naam op en betaal by Jolandi. Dit gaan op die ou einde by die kermis gaan dit getrek word wie daai pragtige quilt daarvoor wen. Gaan loer maar so bietjie, dit is baie fyn detail. Ek dink nie my hande sou dit ooit kon regkry nie. Sien, nie een van my gehad nie, ek erken dit. En dan, daar's nog 4 wynproefkaartjies oor. So as enigiemand wil hê, hardloop vinnig na Jolandi toe en gaan sê vir haar, as julle wil dit graag hê, daar's 4 wynproefkaartjies vir Woensdag aand oor. Dis ook ons laaste kategese vir oggend, so dankie ook aan almal wat dit ook moontlik gemaak het hierdie kwartaal. Maar ja, kom ons staan op en dan sluit ons af met Leer my U wil, Heer. As lede van een liggaam, verskillend, uniek, maar saamgevoeg deur die Gees van God. Laat elkeen van julle die gawe wat julle ontvang het gebruik tot opbou van die liggaam om Christus te eer. Want jy is nodig, jy is geroep en jy is gestuur. Mag die liefde van Christus jou lei. Mag die vrede van God jou hart bewaar en mag die krag van die Heilige Gees jou toerus om jou deel te doen met vreugde en met oorgawe.